Ons skrifgedeelte kom vanoggend uit die brief van die Korintiërs, eerste hoofstuk 15, en ek gaan net een versie daarvan lees, en dan die tema is dan die opstanding van die Here Jesus. Maar net soos jy daar sit, kom ons raak rustig voor die Here, kom ons by ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek sou baie graag vanoggend so 'n paar halleluja liedere wil gesing het, maar ek is so uit asem, ek weet nou nie hoekom ek nie regtig hardloop nie, maar ek voel redelik uit asem. Paasnaweek. Onthou julle, ek het Vrydagoggend, voor ons by die kruisiging uitgekom het ek 'n paar dinge gesê, wat ek hoop julle dalk bietjie aan die ding gesit het. Ons vier vanoggend opstanding Sondag, deel van Paasnaweek, die belangrikste gebeurtenis in ons as kinders van die Here se lewens, in ons Christen kalender. En ek hoop een en elkeen van julle het tyd gevat, tyd gemaak, om dit weer te herleef, te oordink, na te dink, oor dit wat byna 2000 jaar gelede terug gebeur het. Is dat Paasfees is maar nie net soos dit tradisioneel in baie van ons wit kultuur is nie, ons Afrikaners, is om bietjie weg te breek. Nou mense, is niks verkeerd om weg te breek. Maar dit lyk vir my of Paasfees 'n wegbreek vir mense geword het, na plekke toe om hulle self te gaan rus, om te gaan geniet. Ek dink baie van julle oupas en oumas sal onthou toe julle jong was, hoe vol was ons kerke gewees. Hoe mense Paasfees teen mekaar gesit, was daar nie baie plek gewees nie. Mag vanoggend met opstanding Sondag ons herdenking as gelowiges vir ons weer eens aan ons hart gryp, vir dit wat die Here vir ons kom doen het. Voor ek vir ons net een versie uit Korintiërs uitlees, kom ons maak ons oë toe, in afwagting, dat God se Gees, nie net vir my nie, deur my lippe, maar ook vir julle ook, vanoggend sal aanraak. Kom ons maak ons oë toe. Here, ons kom as die kinders vanoggend, en ons kom dink weer na oor wat U vir ons gedoen het. En ons verheug ons vanoggend, want U het opgestaan, die graf is leeg. U sit aan die regterhand van U Vader, en U wag om weer terug te kom as regter, en om die kinders te kom haal. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U, o Gees van God, in ons harte en in ons lewens werk. Dankie dat ek 'n instrument in U hand mag wees. Seën hierdie diens, Here, tot eer en verheerliking
van u groot en u heilige naam. Amen. 1 Korintiërs 15 vers 14, net die een versie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Net tot sover. Ons is vanoggend hierso teenwoordig by die voltooiing van die sirkel van die redding van ons Here Jesus Christus. Dit wat hy vir my en vir jou kom bewerk het. Kruisiging, die opstanding, is die fondasie van ons geloof. Sy opstanding is die kroning van God se verlossingsplan. Julle ken die spreekwoord wat sê, die cherry op die koek. Christus Jesus se kruisiging en sy opstanding is die hoeksteen van ons geloof. Nou weet ons ook, die Bybel praat van die Here Jesus is die hoeksteen wat verwerp is deur die bouers. Sonder die kruisiging en sonder die opstanding is ek en jy niks nie. En dis wat Paulus ook hier aan die gemeente in Korinthe skryf, wat hy sê, as Christus nie opgestaan het nie, dan is ek en jy die mees beklaagwaardigste mense. Ons is die laagste mense van alle mense. Dis die fondasie waarop ons kunskap lê. Die feit dat ek gered is, die feit dat ek kan hemel toe gaan, omdat hy aan die kruis gesterf het, en omdat hy die dood uit opgestaan het, daarom kan ons lewe. Paasfees is die rede hoekom hy gekom het. Paasfees is God se volmaakte plan vir die redding van die mens. As hy net aan 'n kruis gesterf het, en ons weet hoe hy geleef het, want is vir ons opgeteken in die woord van God, selfs in buite Bybelse bronne, is daar getuienis van die Here Jesus. Met ander woorde, hy is 'n geskiedkundige persoon. Dan is ek en jy vanoggend van die mees patetiese mense. Dan sou die Here Jesus net 'n wonderlike mens gewees het, wat baie lank terug gelewe het. Paulus skrywe in die begin van hoofstuk 15, dan sê hy, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle aangeneem het, en waarin julle ook nou staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Paulus skrywe elders in een van sy briewe wat hy sê, laat die een wat 'n ander evangelie verkondig as wat ek verkondig, 'n vervloeking wees. Of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewe wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Dis hoekom ek en jy nie op 'n ander dag kerk toe gaan, maar op Sondag, die eerste dag van die week, die dag waarop hy opgestaan het. Sondag gee getuienis aan ons redding, dat hy opgestaan het. Die kruis kan nie sonder die opstanding nie. En net so kan die opstanding van die Here Jesus
nie sonder die kruis nie. Dis die voltooiing van God se reddingsplan, en dit is beseël met die bloed van die Here Jesus. Johannes 2 vers 19 en verder sê die Here Jesus dat hy die tempel sal afbreek en in 3 dae weer sal opbou. Daardeur het hy vir sy disippels en sy volgelinge en vir die volk gesê dat dit sy liggaam is wat afgebreek sal word en op die 3de dag weer opgebou word. Lukas skryf in Handelinge 26 vers 23 dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Handelinge 13, daarom sê hy ook op 'n ander plek, en dit staan in Psalm 16 vers 10, U sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien. Want Dawid het ontslaan, nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy voorvaders weggelê en het verderwing gesien. Die nuwe vertaling sê dood gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broers, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En dat elkeen wat glo, met ander woorde geloof wat lei tot redding, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Christus Jesus se kruisiging en opstanding is die hart van die evangelie. Die voltooiing van die verlossingsplan. En die sirkel wat dit omarm, is Christus se hemelvaart en Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Graag wil ek vanoggend hierdie opstanding Sondag, die voltooiing van die hart, vanoggend vir julle in 6 kort punte oor praat. In die eerste plek bewys die skrif die geldigheid en die waarheid van die opstanding. En nie net dit nie. Die opstanding van die Here Jesus wys die onfeilbaarheid van God se woord. Daarom skrywe Lukas in Handelinge 2 vers 24, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind en met ander woorde hy die dood oorwin, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Ons lees in verskeie psalms, veral Psalm 16 tot 18 en Psalm 22, lees ons wat Dawid skrywe, nie in die eerste persoon nie, maar hy skrywe, hy skrywe in die eerste persoon, nie in die derde persoon nie. Mens kan eintlik sê dat die Messias is eintlik hier aan die woord oor homself in die psalms. Jesaja 53 getuig van die lyding van die Messias wat aan die kruis. Handelinge 13 vers 29 tot 31. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruishout afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dood opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem,
en hulle is getuienis by die volk, getuies by die volk. Die evangelies getuig van sy opstanding. As jy die boek Handelinge bestudeer wat die geskrif is van die vroeë kerk, getuig van die opstanding van die Here Jesus, en net so al die ander briewe in die Nuwe Testament. In die tweede plek, getuig Christus se opstanding van Christus se godheid. Sy opstanding bevestig dat hy volkome mens en volkome God is, soos ons in ons belydenisskrifte leer. Daarom kon hy vir ons sonde sterf, en daarom het hy ook uit die dood uit opgestaan, omdat hy nie net mens was nie, maar dat hy volkome God was, die enigste een wat hierdie reddingsplan in werking kon stel. Die volmaakte paaslam van God. Ons lees in die evangelie dat selfs die demone hom erken het as die seun van God. Ek onthou toe daar 'n demone in 'n jong man was en die Here hom wou uitdryf, het die demone hom geantwoord: U is die seun van die lewende God. Petrus het hom geantwoord toe hy hulle gevra het, en wie sê julle is ek? Petrus hom geantwoord: U is die Christus, die seun van God. Antwoord Jesus vir hom: jy sou dit nie kon sê as dit nie aan jou geopenbaar is nie. Johannes 20, na die opstanding, ongelowige Thomas, toe hy nie geglo het nie, toe die Here Jesus vir die eerste keer aan die ander disippels verskyn het, en toe Thomas die tweede keer teenwoordig was, en die Here daar voor hom staan, hy het nie met Thomas het nie eers begin praat, die Here het vir hom gesê: Thomas, kyk my hande en my voete. En Thomas antwoord hom: my Here en my God. Dan die beste getuienis wat ons het, is die getuienis van die Vader self. Die begin van Johannes se evangelie, toe Johannes die doper hom gedoop het, en 'n duif uit die hemel neergedaal het om op hom gaan sit het daar 'n stem uit die hemel geantwoord: dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Paulus skrywe, seker vir my een van die moeilikste, maar een van die kosbaarste boeke, saam met die boek Hebreërs, die boek Romeine, vers 1, vers 2 tot 4, wat hy met ander woorde God tevore beloof het hy deur sy profete in die heilige skrifte aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van Dawid en na die gees van heiligheid met krag verklaar is as die seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. As gevolg van sy opstanding, nie dat hy dit geword het nie, maar die bewys dat hy die seun van God is. Handelinge 13:32, en ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, dan praat hy van die nageslag van Abraham, vervul het deur Jesus op te wek. En die derde plek is Christus se opstanding die voltooiing van sy reddingswerk. Die voltooiing van dit waarom hy na die aarde toe gekom het. Romeine 4, vers 24 en 25, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking, sê die ou vertaling. Daai woordjie
regverdigmaking, sê dood eenvoudig dit, omdat hy opgestaan het, kon hy ons regverdig maak op grond van wat hy in die kruis gedoen het. Daardie selfde krag en mag waarmee Christus uit die dood opgewek is, daardie selfde krag heers deur God se Gees in ons as kinders van God. Nou is my vraag vanoggend, as dit is wat die skrif leer, as dit die waarheid is, hoekom het die kerk dan so kragteloos geword? Hoekom het die kerk van die Here Jesus so kragteloos geword in haar bestaan? Omdat hy opgestaan het, is hy koning, priester en profeet. Priester, volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek maak melding, hulle maak die eerste keer lees ons om van Melchisedek in die boek Genesis. En dan is dit redelik ook in die boek Hebreërs rondom die orde van Melchisedek. Ek gaan julle nou nie vanoggend verduidelik hoekom hy priester is volgens die orde van Melchisedek nie. Maar Melchisedek was ook 'n koning. Daarom is hy die ewige priester. Die ander priesterorde volgens Aaron was 'n tydelike orde gewees, sê die boek Hebreërs, totdat die volmaakte orde in Christus Jesus sou kom, die orde van Melchisedek, die ewige hoëpriester vir God. Profeet, want hy het self getuig dat hy sou sterf en sou opstaan. Die boek Efesiërs hoofstuk 4 sê, Filippense 2 sê dit ook, hy het sy majesteit verlaat en mens geword, neergedaal, en sy Vader het hom verhoog, en in sy opstanding het sy Vader vir hom teruggegee wie hy is, wie hy was. In die 4de plek het die kerk van die Here Jesus tot stand gekom. Die boek Handelinge handel oor die vroeë kerk. Die Nuwe Testament is die getuienis van die vroeë kerk, die getuienis van die Here Jesus. Ons is sy kerk, is die getuienis van dit wat in die woord opgeteken is. Dat die Here Jesus nog steeds deur sy Gees aan die werk is in die ware kerk. En in die 5de plek getuig die opstanding van die Here Jesus van die onvermydelike oordeel wat aan die kom is. Ons lees dit veral in van Paulus se briewe en ons lees dit veral in die Johannes Evangelie, in die boek Openbaring. Die boek wat Johannes op Patmos geskryf het, van die onvermydelike oordeel van God. Christus se eerste kom, wat ons herdenk, het hy gekom as verlosser en 'n saligmaker vir die wêreld. En vandat hy opgestaan het, opgevaar het en die Gees van God uitgestort is, tot en met sy wederkoms, is die genade tyd vir die mensdom om hulle self te bekeer. Sy opstanding getuig
dat hy as regter weer sal kom. Handelinge 17 vers 29 tot 31. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen die beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van die onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, en dan skryf dit met hoofletter deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dood op te wek. Christus se opstanding gee vir my en vir jou die sekerheid dat ek sy kind is. Omdat hy opgewek is hy nou regter. Die Vader het hom nou aangestel as regter. En in die laaste plek, en ek sluit af hiermee, sy opstanding is die bewys van ons ewige blydskap. Dis wat ek volgende vir jou wil vra. Besit jy daardie blydskap? Besit jy daardie ewige blydskap, daardie ewige vreugde, daardie ewige sekerheid, daardie ewige saligheid, daardie ewige vreugde, dat ek sy kind is, gewas in die bloed van die lam. Amen. Kom ons maak ons oor toe. Here, opstanding, die kruisiging en die opstanding is so 'n geweldige groot gebeurtenis. Dankie dat ons dit vanoggend die viering kon afsluit of kan afsluit, die waarlik opgestaan. U leef in my, u leef in u kinders, u leef in hulle wat vanoggend hier sit. Nie uit my eie getuienis, die Here, maar omdat u soos u in die woord sê, u Gees getuig saam my gees, dat ek u kind is. Daardie onwankelbare geloof, in u. Ek wil ook vra, Here, dat u hierdie dag sal seën, tot eer en verheerliking van u groot naam. Met vriende en familie wat dalk saamkuier, met elke oupa en ouma, wat dalk die Paasnaweek in eensaamheid deurbring, of iemand wat geliefd aan die dood afgestaan het. Wil u nie daardie gaping wil kom vul vanoggend met die kosbare liefde. Die liefde wat in vervulling gegaan het in die kruis en in die opstanding. U het ons lief, u het vir ons sondes gesterf, sodat ons kan lewe tot in alle ewigheid.
vir julle wat die dalk vanoggend of deur die woord aangeraak het, deur die Gees, Here. Soos Openbaring 3 vers 20 sê, bly klop aan daardie deur, totdat daardie een oopmaak, die deur van onsekerheid oopmaak, sodat jy kan inkom. Dankie daarvoor. Amen. Ontvang die seën, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by een en elkeen van julle wees. Amen.